van die Heer God almagtige regeer. Wie kan vergelijk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oceaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster sy naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Vergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is sy gelyke? Vergelykbare God, hoe groot is U, my God? Vergelykbare God, wie kan vergelijk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oceaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster sy naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Vergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God,
as ek in die wonde en al die werke elke dag gaan skou, die son en die aarde sterre wolke, hoe jy dit dit dag so onderhou. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want die hele skepping klink dit sal. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U sien wat mens in ons gebroke wêreld kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak die roep wat sonde hier gebreek het. Hy bring die roep en redding ook vir my. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit song. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit song. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat Hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat Hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde Vader, dankie dat ons vandag in U teenwoordigheid kan wees.
Dankie Jesus dat U die pad vir ons oopgemaak het en dat ons in 'n verhouding met die skepper van die heelal mag en kan staan. Ons kom vandag na U toe net soos ons is. U ken ons gedagtes, U ken ons doen en late. U weet of ons kom en of ons gaan. U is so intiem betrokke met ons lewens. Mag ons vandag, Heilige Gees, mag jy dit vir ons openbaar, mag jy dit vir ons oopbreek, hierdie teksverse, hierdie gedeelte, hierdie waarheid oor 'n almagtige, lewendige, liefdevolle Vader. Dankie dat ons kan sing saam met U skepping. Dankie dat ons waarhede oor U kan erken en bevestig vandag. Dankie Vader, dat ons hier in U naam kan vergader. Ek prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Julle kan julle sitplekke inneem, Marlijn span, dankie vir die aanbiddingstyd so saam met julle ook. Van my kant af, gelukkige Vadersdag aan elkeen en mag jy regtig vandag geniet en bederf word. Janie van der Dorens aan die hartjie van die Heksrivier Vallei toe hy pa word die eerste keer. Toe op 'n stadium is hy daar by die kleintjie, nou lê almal, al die babietjies lê so daar in 'n ry sulke kotjies, kotte. Dis 'n kotjie is die verkleining van 'n kot. Nou is daar 'n klomp van hulle daar en hy staan net so. Vir ure staan hy net so. En sy vrou kykie deur 'n venster vir hom. Sy het ook nou 'n bietjie gaan make-up en net weer 'n bietjie beter voel, mens voel na 24 uur bevalling en jy weet die ding is maar rof en sy kyk so deur hierdie venster en sy is so trots op haar man wat nou pa geword het en op 'n stadium stap sy so in en sy vat hom so van agteraf. Sy sê, "En wat dink jy, pappa?" Hy sê, "Ek dink ek kan hierdie kot vir minder as R250 maak." Mans is prakties, maar nou ja. Vandag wil ek lekker net met jou gesels en ek spot altyd, ek sê met Moedersdag, dan vertel ons altyd vir die ma's hoe goed doen hulle en dan op Vadersdag en sê ons vir die pa's, come on man, julle moet julle sokkies optrek en ons kan beter en ons moet beter, maar vandag hoop ek jy kry bemoediging en vandag is nie net vir die pa's nie, alhoewel dit Vadersdag is, gaan ons baie op dit fokus, hier is ook vir ma's en dis ook nie net vir pa's en ma's, dis vir mans en vrouens, of jy nou 'n ouer is of nie 'n ouer is nie, dis 'n boodskap vir elkeen van ons en Jesus het aarde toe gekom, ons het nou oor dit gesing ook, Jesus het aarde toe gekom en vir ons kom wys, hoe lyk God? Hy het vir die mensdom kom wys, hoe lyk 'n Vader, hoe lyk 'n hemelse Vader, hy het hom kom verpersoonlik, en as jy wonder oor wat God dink, hoe hy voel, wat hy wil hê, gaan lees die evangelies, gaan kyk wat Jesus gesê het, hoe Jesus opgetree het en wat hy gedoen het, en dis waar ons vandag by stil staan. En vandag is baie, as ek Matteus 5 lees, is dit wat Jesus kom doen het daai tyd, dis min of meer wat vandag ook gebeur, toe Jesus die groot skare mense by mekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim, en toe het hy gaan sit, toe kom sy disippels na hom toe, hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Jesus het mense geleer, hy het vir hulle 'n prentjie verander, 'n prentjie geskets, hy het vir hulle gesê, oor julle sien 'n ding so, maar hier so hy werklik moet lyk, dis wat julle werklik moet sien, en dis wat vandag ook gebeur. Ons kom hier by mekaar en Jesus kom en hy kom onderrig ons, hy kom leer ons. En vandag hoop ek, jy kan 'n prentjie van God sien, en as hy reg is, dat hy bevestig word, as hy verkeerd is, dat hy verander, en dat jy 'n prentjie van jouself kan sien, maar ook 'n prentjie sien van dit wat nog moet kom. 3 goed wat vandag moet gebeur, en die groot ding is, soos ek gesê het, hierdie is nie net vir pa's nie, hierdie is nie net vir ma's nie, alhoewel ons baie op dit gaan fokus vandag, hierdie is vir elkeen van ons. En eerskomende naweek, The World Needs a Father, gaan baie oor dit. Al is ek en jy nie biologies iemand se ouer nie, kan ek en jy en behoort ons ouers te wees vir die geslagte wat kom. Jy is miskien besig om 'n kind te leer ekstra wiskunde of musiekklasse of sport af te rig. Jy kan 'n pa of 'n ma vir daai kind wees, wat daai kind se perspektief oor die lewe heeltemal verander. Daar waar jy by die werk is daar jong mense wat na jou opkyk, en jy kan 'n pa-figuur wees, jy kan 'n ma-figuur wees, wat hulle perspektief oor hoe hulle die lewe sien, hoe hulle die lewe ervaar, totaal en al verander, want almal kom nie uit dieselfde huise uit nie.
En almal het 'n verskillende perspektief. Wel, ek kom uit hierdie huis uit, so ek gaan nooit iewers bereik nie of nooit iets kan bereik nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid op ons en dis waaroor vandag baie gaan. Oor dat ek en jou perspektief verander oor wie God is, oor wie ons onsself sien, en as jy lidmaatskapklas gedoen het, sal jy weet, dis die goed wat ons baie op hamer, maar ook dat jy besef die verantwoordelikheid wat op ons lê vir die generasies wat kom. A.W. Tozer het hierdie geskryf, hy sê, what comes into your mind when you think about God is the most important thing about us. So wat hy eintlik sê is, jou prentjie, jou persepsie van God is baie belangrik, want as jou persepsie van God reg is, gaan jy 'n sekere lewe leef, en as hy verkeerd is, gaan jy 'n ander tipe lewe leef. Nou ek weet as ons hier sit, dan sê hy, ek's in die kerk, my prentjie is okay. Nie altyd nie. Nie altyd nie, dis juis as gevolg van kerk wat jou prentjie miskien verander het en verkeerd is, en dis waaroor ons vandag goed. Die eerste lied wat Marleyla gesing het, ons het al 1000 goed gehoor oor wie God is. En jy het mense gehoor en jy het gesien, hulle sê dit en jou oupa en ouma het dit gesê, maar of jy sê, hoor jy, ek beleef dit, of jy sê, ek het dit nog glad nie gesien, ek kon dit nog glad nie beleef nie. Wat belangrik is ek en jy moet jou eie prentjie van God hê, en dit moet deur die woord bevestig word. Dit help nie ek en jy verf net iets en sê, dis die God wat ek dien, maar dit is nêrens word dit deur die woord bevestig nie. Party mense sien God, en miskien moet jy vanoggend net gaan nou jou prentjie van God, hoe sien jy hom? Party sien hom as 'n ou man, ou toppie, hulle praat van die ou toppie daarbo. Ek kry koue rillings wanneer iemand so praat. Of die ou baas daarbo. Dan dink ek, dis almagtige God. Maar okay. Maar miskien is jou prentjie van God 'n ou man wat se font op sy selfoon so groot is, en hy's liefdevol en hy het altyd sweeties, hy wil altyd vir ietsie gee, maar hy's maar bietjie stadig in hoe dinge gebeur. Wat is jou prentjie van hoe God is, of is jy, hoor jy nie, hy's relevant, hy's by ons, hy's saam met ons, en ek het nie regtig 'n ouderdom aan hom nie, maar ek weet, hy's hier. Sommige voel, God gaan oor wenne en verlore. En elke dag het jy jou eie telling, vandag was 'n klomp wenne, of nee, hoorie, vandag het ek 'n klomp goed verloor, ek het 'n klomp foute gemaak, so ek dink God is nie heeltemal gelukkig met wie ek is nie. En hierdie is belangrik op Vadersdag. Hierdie is belangrik dat ek en jy praat oor hoe sien ons die Vader, want dit gaan beïnvloed hoe ek as vader is, as jy 'n pa is, of hoe gaan ek 'n vader wees vir ander, al is hulle nie my biologiese kinders nie. Jesus kom, en hy kom in 'n menslike liggaam, en hy kom wys vir ons wie God is. Hy kom praat oor dit, hy vertel vir mense, sonder om doekies om te draai, sê hy, die Vader is dit, en wat ek van die Vader hoor, vertel ek vir julle. Jy kan die evangelies gaan lees, en gaan sien wat daar aangaan, en een prentjie, een aspek van wie God is, 'n gedeelte van wie God is, kom oor en oor deur. En ek weet, 'n mens kan ook net die heeltyd op dit vashak, maar ek dink 'n belangrike deel is dat ons hierdie goed. Jesus kom verander daai kultuur se hele persepsie. 'n Persepsie van God is 'n God wat pak gee. God is 'n God wat nie toeganklik is nie. God is 'n God wat net Moses kan teen die berg op, en daai hele laasweek waar ons gepraat het, niemand anders kan nie, en as daai ou daar afkom en dit nie goed gegaan nie, dan kry ons pak. Jy weet hoe is dit wanneer jou baas deur die ouens van oorsee besoek word. Dan raak almal hier onder nervus. Want hulle weet daai ou gaan pak kry, net omdat hy lui is, maar dit gaan afkom na ons toe. As 'n sê ding, goed vloei af. En dan tref dit almal hier onder. Nou dit kan jou prentjie wees, maar hoor wat sê Jesus in Matteus 6 vers 9, toe hulle hom vra, hoe moet ons bid? Hoe moet ons hierdie almagtige God, hierdie skepper van die heelal, die een wat soewerein is, wat alomteenwoordig is, alles wetend is, hoe moet ons bid tot hom? Hoe kan ons met hom praat? Hoor hoe leer Jesus hulle, hy sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Hy spreek hom aan as Vader. En vir daai kultuur was dit 'n culture shock. Want jy het met 'n God gepraat, hulle het gode gehad, hulle het farao's en goed, hierdie Israeliete kom uit Egipte, hulle het gesê, hoor jy kon nie naby iemand kom nie. Nou kom Jesus en hy gebruik die woord Vader. 192 keer kom daai woord voor in die 4 evangelies. 192 keer wil Jesus sê, hoor jy, ek weet, hy is 'n almagtige God, maar hy is ook julle Vader. En dit was 'n hele persepsieverandering vir daai kultuur. Hy sê, ek wil hê julle moet weet, 'n Vader, dis wie hy is. Hy is almagtig, hy's groot, hy's soewerein, hy het al die krag, al die gemag, maar hy's ook jou Vader.
En dan wanneer hy verder bid, sê hy, laat u wil geskied. Daar's amper 'n openheid. Here, ek vertrou u. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Met ander woorde, ek weet wat u het is beter as wat ons ken, so laat dit kom. Jy kan amper wanneer jy die Onse Vader lees en bid, kan jy hoor daar's 'n vertroue. Want Jesus ken hom. Hy ken hom. Dis nie soos wanneer jy, toe jy op skool was, sê, julle, as my pa nou by die huis kom, moet julle weg wees. Dit gee 'n prentjie, hoorie, hoekom? Nee, net, hy kan nie bestuur nie, en dan moet jy weet, hy kan nie lekker in die garage inkom, hy is al. Maar jy dadelik 'n prentjie, hoorie, as hierdie ou se pa by die huis kom, nog nooit die oom ontmoet nie, maar kyk, as hy by die huis kom, moet ons laat spaander. Of jou maat jou gedreig, wag tot julle pa by die huis kom. Dan weet jy, hier's iets wat gebeur, jy het 'n prentjie van wat gebeur, maar Jesus sê, hoorie, hy's 'n Vader. En dis wat hy kom verpersoonlik het. Nou, vir hierdie ouens, omdat dit so kultuurskok was, hoor hoe antwoord hulle hom in Johannes 8 vers 19, toe vra hulle hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Vir ons vandag sê hy, gaan lees die evangelies. Gaan lees oor Jesus se lewe, dan gaan jy 'n prentjie kry van wie God is. Dan gaan jy sien hoe lyk 'n Vader. Dan gaan jy sien hoe lyk 'n pa. Dan gaan jy sien hoe lyk 'n almagtige, perfekte, rein pa. En Jesus het dit kom verpersoonlik en hy sê jy kan hom vertrou. Ek en jy kan hom vertrou. En hierdie is belangrik vir my om jou te verstaan en te weet, hoorie maar, as ons hom Vader noem, as ons liedjies sing, oh you're a good Father, dan moet ons daai werklik glo. Ons kan dit nie net sing, maar hier binne het ek twyfel of ek met hom kan gesels nie. Nou een van die mooiste gedeeltes in die Bybel vir my, is waar Vader, Seun en Heilige Gees in een prentjie is. Net in een beeld, in een snapshot, kom hulle by mekaar, en dis waar Johannes vir Jesus doop. Nou aanvanklik wil Johannes nie, en dan sê Jesus vir hom, jy moet, anderster, God wil hê jy moet, as jy dit nie doen, gaan jy teen sy wil. Hy gee vir hom 'n prentjie van wie die Vader is. Maar dan gebeur hierdie in Matteus 3 vers 17, daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde Seun, oor hom verheug ek my. God noem Jesus sy Seun. Nou dink jy, jy gaan teologie swat om dit staan daar. Maar daar is belangrik, die ander moes dit hoor, dat die Vader sê, dis my Seun. Dis 'n intieme verhouding. Daar's iets anders tussen 'n pa en 'n seun, 'n ma en 'n dogter, 'n pa en 'n dogter. Daar's iets anders aan familie. God kon gesê, dit is my slaaf. Dit is die een deur wie ek al die wonderwerke gaan doen. Dis die een wat ek gaan gebruik. Hy kon hom enigiets genoem het, hy noem hom my seun. Wat interessant maak, God noem Jesus sy seun, oor wie ek my verheug, nog voordat Jesus 'n vinger verroer het. En ek dink baie keer is dit ons persepsie, wat bietjie verkeerd is. Daar is, maar ek het nog niks vir God gedoen nie. Ek het nog nie 'n wonderwerk gedoen nie. Ek het nie 'n teologie, ek het nie 100% sonnaarskool bywoning, ek het nooit belydenis van geloof afgelê nie. Ons dink ons moet sekere goed doen, dan gaan hy my kind noem. Nog voordat Jesus op die water geloop het, nog voordat hy water in wyn verander het, nog voor hy vir Lazarus alles deur die mag en die krag van God opgewek het uit die dood, nog voor hy aan 'n kruis gaan hang het vir my en jou sondes en 3 dae later opgestaan het uit die dood, nog voor dit al sê God, oor wie ek my verheug. Dis hoe hy voel oor my en jou. En baie keer voel ek, maar ek moet deur hoep spring, ek moet iets doen, en as ek nou nie aanddiens ook bywoon nie, jy's gelukkig, daar is nie een vanaand nie, maar jy weet, hulle laat my altyd so sleg voel, ek was nou net 1 keer hierdie maand by die kerk. Kan ek vir jou sê, julle, en ons spot soms en sê, ons julle gewoontemisdadigers, ons gewoontemisdadigers, julle bywoning is fenomenaal. Die statistieke wys 1 keer 'n maand gaan iemand kerk toe. Hier is dit nie so nie, dit sê iets van hoorie, my verhouding met my Vader is vir my belangrik. Dit gaan nie oor die plek nie, dit gaan nie oor die kerk nie. Dit is vir my belangrik, dit is 'n plek waar ek kan connect. Maar ons persepsie oor die Vader verskil. As ons vandag hier moet uitbreek, op die gras gaan sit en sê, praat dit bietjie met mekaar, wat is jou persepsie van die Vader? Wat is jou persepsie van Jesus? Wat is jou persepsie van die Heilige Gees? Vir party mense is dit 'n werklikheid, ander is dit nie. Maar ons persepsies verskil van mekaar, en in daai tyd het dit ook gebeur.
Hulle persepsie oor wie God is, het verskil. 'n God wat straf, 'n God wat verwoes. Onthou, hulle het gesien wat met Sodom en Gomorra gebeur het. Hulle het gesien wat klop goed. Jona raak kwaad, want hy sê vir die Here, ek het geweet jy gaan hulle vergewe. Hy het 'n persepsie van God gehad, hy het 'n prentjie van God gehad, dat hy geweet het God gaan vergewe, en hy is sommer kwaad daaroor. Want sien, Jona was, I hate sinners that sin different from me. Dis wat ons baie keer is. Ons kan nie verstaan dat die Here daai ou laat leef en hierdie een sterf nie. Hierdie ou is aan sleg. Hoe wen hierdie ou die regering? En hoe doen daai ou dit? Ek moet president word van die land. Ek sal goeders verander. Daar's goed wat ons nie verstaan nie en dis snaaks soos ons altyd die Here die skuld gee. Dis 'n prentjie van wie hy is. Ons prentjie van God is belangrik en op Vadersdag is dit goed om net so bietjie te dink, maar hoe sien ek hom? Dis iets waaroor ek nooit gedink het nie. Ek het groot geword en ek prys die Here vir my ouers. Ek het groot geword met, ons gaan kerk toe en ons doen hierdie ding. Ons het nooit eers getwyfel, gaan ons Sondag kerk toe of nie. Maar eers toe ek self gekonfronteer word, wat's my prentjie? Toe begin dit vir my 'n werklikheid word op 'n klomp vlakke. Ons is in 'n tyd waar die jong generasie van nou bekend staan as 'n vaderlose generasie. Die jong mense van vandag, die wat nou op skool is en nog jonger, die generasie staan bekend. Ons het gehad die baby boomers en die generation X is die beste en al daai, jy het Z en al hierdie goeters gehad, staan nou bekend as 'n vaderlose generasie. Nou daar statistieke en ons hoef nie in dit in te gaan nie. Dat 17% van kinders in 'n klaskamer, 17% is nog by 'n huisgesin waar pa en ma daar is. Want sien ons dinge wat verander in die wêreld. En die wêreldse persepsie, die wêreldse prentjie van wat reg is, wat verkeerd is, hoe dinge moet lyk. Jesus sê laat u koninkryk kom, maar ons is besig om ons koninkryk te laat geskied. En ons leef in daai wêreld. Dis nie noodwendig my en jou skuld nie, maar ons leef in 'n wêreld waar dit gebeur, 'n vaderlose generasie en daarom moet ons besef, ek moet verstaan hoe ek God sien. Dan moet ek verstaan hoe ek myself sien. Want dit gaan 'n direkte impak hê oor hoe my kinders gaan groot word. Of die kinders met wie ek werk, of die mense saam met wie ek werk, want sien, hulle het ook kinders en hoe pa by die huis kom, ek is hierdie tipe bestuurder, nou werk ek met mense so, hy kom by die huis en hy sê vir sy kind, werk is die slegste ding wat jy in jou lewe gaan doen vir die res van jou lewe. En daai kind wonder, hoekom moet ek swat? Nee, want jy moet 'n goeie werk kry. Hoekom wil ek werk? Kyk hoe lyk pa. Wat is jou kinders se persepsie? Interessante vraag. Wat is kinders se persepsie? Jou kinders se persepsie oor jou werk? Wat is die prentjie wat jy verf wanneer jy by die huis kom van, dit is so sleg en dit is so terrible. Kan jy dink jy vrees vir daai kind het? Jesus, ek moet deur die skool kom en ek is jammer dat jy deur hierdie hel moet gaan elke dag. Maar kan jy nie 'n ander plek kies nie? Ons verf 'n prentjie, ons skets vir kinders se persepsie sonder dat hulle weet oor hoe ons praat oor sekere dinge. Wat sê jy van mense wanneer jy wegry by hulle? Ja, ek is so bly ek is nie met hom getroud nie. Nou sit die kinders en dink, wel, dan moet sy kinders ook seker nie goed wees nie. As hy nie goed is nie, dan daar's seker iets wat gebeur. Hoorie, mag ek by hulle gaan speel? Ek weet julle was laas nie okay nie daarmee nie. Daar's seker goed wat gebeur. Het julle wat is 'n kultuur waarin ons leef? En 'n persepsie van die kultuur waarin ons leef? Die kultuur vandag is, ouers moet net gelukkige kinders hê. Nou hoor vir my, gelukkig is goed, almal van ons. As jy 'n ouer is, jy wil hê jou kind moet gelukkig wees. Ek glo, en dis 'n teorie wat ek glo, 'n ouer is so gelukkig soos sy ongelukkigste kind. En ek glo dit. Maar ons het 'n verskil deur te sê, nee, solank my kind net gelukkig is. Hoorie, meneer, jou kind is graad 3 en ons het hom vandag gevang, 3 sigarette rook, pause. Hoorie, solank hy net gelukkig is. Het hy kalm gelyk? Baie kalm. Inteendeel, hy het vir my ook een aangebied. Dis die kultuur waarin ons leef. Hoor jy geweet jou seun of jou dogter is in daai verhouding en dit gebeur. Hoorie, maar is okay. Ek weet, maar solank hulle net gelukkig is. Ons sien dit.
Ons sien dit in die wêreld hoe barriers en dit wat morele waardes was net geskei word solank mense net gelukkig is. Ons moet nie kinders grootmaak om gelukkig te wees nie. Kinders sal gelukkig wees wanneer hulle God ken. Wanneer hulle in 'n intieme verhouding met Jesus staan, wanneer hulle Bybelgefondeerde waardes binne in hulle het, dan gaan hulle world changers wees. Hulle gaan die wêreld verander, hulle gaan nie net gelukkig wees nie, hulle gaan 'n verskil maak in 'n wêreld wat dit so desperaat nodig het. Maar die kultuur is solank almal net gelukkig is. En dis nie wat God vir ons beplan nie. Dis nie wat Jesus kom vra nie. Jesus kom vra nie, Vader, laat ons net gelukkig wees nie. Hy sê nie, laat U wil geskied. En wanneer God se wil, en dit gaan altyd anders wees as wat die mens wil, gaan daar wrywing wees, gaan daar konflik wees. Kan ek vir jou sê, kinders verwerp vandag nie Jesus oor wie Jesus is nie. Hulle verwerp godsdiens. Hulle verwerp rituele. Hulle verwerp dit wat ons kerk noem, omdat hulle nie sien wat die nut daarin is in jou lewe. Mense kan nie Jesus verwerp nie. Selfs in Jesus se tyd het die wat hom gehaat het agter hom aangeloop. Die wat hom geloof het agter hom geloop. Die wat net vir die wonderwerker was het agter hom aangeloop. Hulle het nie Jesus verwerp nie. Hulle het godsdiens en rituele verwerp en dis wat vandag ook gebeur. Kinders verwerp Jesus, maar hulle verwerp godsdiens en kerk oor wat hulle by my en jou sien. 'n Kind gaan nie kerk toe kom wanneer hulle nie in jou lewe die verskil en verandering sien nie. Nee, jy moet kerk toe gaan. Hoekom? Nee, jy moet. Dis soos jou TV-lisensie, betaal die ding, gaan dit, doen dit. 'n Kind gaan nie verstaan wat is die verandering. Eventually, en dankie Here, jy sit hulle nog steeds in, maar as jy hulle net aflaai vir sonnaarskool en move, dan dink jy, maar hoekom? Hoekom word ek gestraf? Hoekom moet ek daar bly? Nee, ons kom jou nou haal. Nog steeds in die pantoffels en stoutjies en kullers in die kop, ons kom jou nou haal. Pa gaan, ma gaan sel toe deur die week. Kom terug toe en as hulle terugkom, is dit dieselfde taal, dis dieselfde argumente, dis dieselfde liefdelose verhouding en hulle dink, hoekom wil ons hierdie doen? Hoekom wil ek eendag betrokke raak by die instansie, want ek sien nie die verskil in hulle nie. Ek weet ons bedoel nie altyd sleg nie, maar hoe praat ons? Wat is die prentjie wat ons van God skep? Ja, jy moet weet, Jesus is baie kwaad vir jou, jy het nie jou groente geëet nie. Van so klein af. Nou begin ek skelm groente vir die hond voer. En hoop, Jesus sien dit nie, wat ek nie ken nie, maar ek weet hy gaan kwaad wees, ek het dit weer nie geëet nie. En dit raak 'n prentjie van mense. Jy moet leer, boetie, die Here kyk vir jou. Angs, vrees, straf. Okay, Sissa, geniet vanaand by daai kuier en onthou, God kyk vir jou. Nou, ek weet nie of daai so sleg is, ek dink dis miskien 'n goeie om laat hulle maar 'n bietjie oor daai wonder, maar ons kan nog steeds sonder om vreemd en weird te wees, kan ons die prentjie van God heeltemal verander. Het jy gedink as jy vir jou kind sê, hoorie, geluk met daai wiskundepunt, geluk met daai 3, geluk met wat ook al, een of ander prestasie, en pas op dat dit net prestasie gedrewe is, maar hoorie, geluk dat jy so goed gedoen het in jou eksamen, kan jy dink hoe opgewonde die hemele is, want jy het die talente wat God vir jou gegee het, aangewend. Wow, daai kind voel, jessie, hoorie, so eintlik sê pa, ek het goed gedoen, ja, jy het goed gedoen, maar dis meer as dit. Jou prentjie van God, dat hy vir jou gawes en talente gegee het, moet ingekorporeer word in dag tot dag dinge. Ons vra vir hulle, hoorie, hoe was jou dag? Hoogtepunt, laagtepunt, happy, crappy, wat ook al in jou sin is, in jou gesin is. Het jy al ooit gevra, het jy die Here vandag beleef iewers in jou dag? Het jy hom al gesien, ek weet dit klink, nee, kyk daar in die pastorie gaan dit seker so, nee, gaan nie aldag by ons so nie. Maar ons moet ook onsself dwing en sê, hoorie, ons moet hulle Jesus wys, ons kan nie net sondaar nie. Iewers moet hulle hom beleef en sien en ervaar, en dis waaroor dit gaan. Sien, wanneer ek en jy intentioneel begin leef, wanneer ek en jy intentioneel begin besef, ek het 'n verantwoordelikheid
oor hoe die generasies wat kom my beleef, want as hulle my op 'n manier beleef, gaan dit 'n prentjie vir hulle gee van wie God is. Dan begin ek meer intentioneel leef. As jy kinders het, het jy nog 'n groter verantwoordelikheid, want hulle is 24/7 by jou. Hulle kyk na jou, hulle leer by jou, hulle sien by jou, hulle praat soos jy, hulle dink soos jy. As ek en jy intentioneel begin leef, dan verander dit 'n klomp dinge. En dit is belangrik dat ek en jy eers stok vat van hoe ek God sien, ek self, hoe ek myself sien, want dit gaan beïnvloed hoe die res my sien. Nou refleksie verander jou persepsie. As jy bietjie oor iets reflekteer, ons het 'n sê ding by die kantoor en saam met Adrie Marie werk ons baie dit sê, a experience not reflected on is lost forever. Dink bietjie daaroor. 'n Experience, nou vanoggend is 'n experience. As jy nie weer oor dit dink nie, gaan dit verlore gaan. Dink bietjie, baie keer, en miskien het dit met jou gebeur, maar dit het al met ons gebeur, dan het jy die slegste vakansie tot op daai stadium van jou lewe. Tot jy terugry en jy begin net bietjie reflekteer. Eers maar die kos was nie so bad nie. Die view was okay, of die weer was okay, dan ewe skielik is die vakansie nie so sleg nie. My standaard 5, daai tyd standaard 5 graad 7 kamp, wat veldskool, onthou julle daai goed? Nou, ek dink kamp Staaldraad het niks op ons gehad nie. Eerlikwaar, ek dink ek het die dood net so vrygespring. En vir standaard 5 dink ek, hoorie, die dag as ek my maale ooit weer sien, ek gaan op die grond neerval en ek gaan hulle voete soen en ek gaan hulle net vasdruk en dink, hoorie, julle stuur my nooit weer weg nie. En op pad terug van die plek af, toe ons pelle net so bietjie begin praat, toe besef ons, hoorie, tussen al die chaos en die Rottweiler wat ons gejaag het en die oom wat ons geslaan het, ek het nog so bietjie merke, julle kan sien, maar was al lekker oomblikke. Toe ons daar in die dam ingeduik het, goeters, wanneer jy op iets reflekteer, verander jou persepsie. Nou, dit kan goed en sleg wees. Partykeer is dit goed om te dink, hoorie, ja, hierdie was die lekkerste party waar ek ooit was. Tot jy die volgende dag bietjie reflekteer en dink, sjoe, hoorie, maar alles wat daar gebeur het, is nie regtig goed nie. Die feit dat daai 2 daar aangekom het, maar daai 2 daar weggegaan, is dit nie goed nie. Die feit dat almal het Weed Eater gepraat toe ek haar uitry, jy kan nie, dan is dit soos ek weet nie of ons heeltemal 'n goeie partytjie gehad het nie, want niemand verstaan mekaar en almal probeer so onder hulle koppies bly. Weet nie of dit die beste party is waar ek ooit was nie, ek het op daai oomblik gedink, what a party, maar as ek nou reflekteer daaroor, weet ek nie of ek weer gaan as hulle my nooi nie. Ek love it van tieners deesdae. Love it om histories te hoor wat 'n pa en 'n ma sê, hoor my dogter of my seun het my laat weet, kom haal my. Dit wat hier gebeur, it's not for me, is okay. Ek gaan nie 'n scene maak nie, kom haal my net bietjie vroeër, laat ek hier kan uitkom. Hulle het gereflekteer terwyl hulle daar staan, want jou persepsie van dit gaan lekker was, het verander. Baie keer sukkel ons met 'n prentjie van God as gevolg van ons eie aardse paas. En ek dink dis waar baie goed vashak. Want dit is jou verwysing. Die aardse pa is jou verwysing van 'n hemelse pa. As hy dan sê hy's 'n vader, maar hy's enigiets soos hierdie ou, dan weet ek nie of ek met hom kan vereenselwig nie. Dan gaan ek of bang wees, of ek gaan weet, hoor jy, ek kan enigiets doen, of wat ook al. Daar's verskillende tipe paas. Nou ek seker ons kan 60 tipe paas identifiseer, of soveel soos wat mans hier is. Maar miskien vandag, as jy 'n man of vrou is, dink bietjie, wie was jou aardse pa? En het dit 'n effek van hoe jy God sien? Het dit 'n impak van hoe jy die Vader beleef, maar ook in dieselfde asem, hoe beleef jou kinders jou? Is jy een van hierdie? Nou ek het sommer net 'n paar gekies, maar een hierdie afwesige pa. Of hy nou daar was of nie daar was nie, het hom as afwesig beleef. Miskien het hy vroeg oorlede, of miskien is hy net vroeg weg, of wat ook al, maar 'n afwesige pa, en dis hoe jy God sien, is hoor hy kom en gaan maar net so elke nou en dan. Of hy het my op 'n jong ouderdom net gelos. Iets het tussen hom en ma gebeur, ek weet nou nog nie tot wat nie, maar my persepsie, as ek in die Bybel lees, ek sal jou nooit verlaat, en dink jy, oh, yes, sure. Ek het hierdie fliek al gesien. Dit kan jou persepsie van wie God is, en jou verhouding met hom beïnvloed. 'n beledigende pa.
'n beledigende pa, en onthou nou, dink bietjie Ou Testament, hierdie mense het ook, hulle het dit ook beleef, dis hoe hulle God sien, maar beledigende pa's, hoor jy kon niks goed doen nie. Alles word afgekraak, alles word afgebreek, dit word net seer gemaak, jag nee, is net 'n grappie, maar momentan weet jy, hoor jy, die daggers is uit. Hierdie ou probeer my daar onderhou. Hy hou vir maak daar onder, hy hou almal by wat my werk daar onder. Dis amper hierdie narcistiese ding van net, hoor jy, ek beledig net almal, maar partykeer in 'n grappender wys, solank mense net dink ek's okay. Jy kry die prestasie gebaseerde pa. En baie keer kan ons dink dis hoe ons met God ook moet werk. Ek moet sekere goed doen. Ek moet op 'n sekere manier optree. Onthou, dis hoe kerk lank was. As jy nie so lyk nie so aantrek nie hoekie op die kop het nie so staan en dit en nie, dan is dit nie reg nie. As daar nie 'n orgel is nie. 'n prentjie van God. Prestasie gebaseer. Ek wil jou seën, maar dan moet jy eers 'n paar goed doen. Okay, my kind, en hoor asseblief, in jou eie huisgesin weet ek, jy het miskien dinge en sê, hoor as jy dit bereik, kan jy dit kry, dis okay daarmee. Pas op net, dat dit nie 'n prentjie van hoe hulle God sien, beïnvloed nie. Jy weet, as jy daai doen, en net as jy goed doen, net as jy 'n 3 druk, net as jy 'n doel gooi, net as jy 100 kry, net as jy dit, dan is ek okay met jou. So mag ek nooit 'n mislukking, mag ek nooit 'n fout maak nie. Kan jy sien waar hierdie ding heen gaan met ons verhouding met ons hemelse Vader? 'n passiewe pa. Hy's daar, maar hy's ook nie daar nie. Hy's daar, maar hy's nie regtig 'n faktor nie. Hy's in jou verhaal, maar hy's nie deel van jou storie nie, as ek dit so kan sê. Hy's net passief, hy's net daar. En miskien het dit in jou kinderlewe gebeur, of iets waar jy net besluit het, ek en hierdie ou, is okay, ons gaan mekaar tolerate, maar en onthou, as jy vandag hier sit en dit het gebeur toe jy 'n tiener was, reflekteer net bietjie, was dit nie jy wat net besluit het, hy is verkeerd nie. Miskien was hy nie passief nie, jy het hom net so, dit was net jou persepsie oor wie hy is. Sien, ons baie introspeksie wat moet gebeur. Antagonistiese pa, dis nogal 'n kompleksie een. En in vandag se tyd, dink ek, sien ek mense dit meer en meer, waar ouers 'n rol of nie 'n rol gespeel het in hulle lewe nie, en nou is jy self 'n ouer, en as gevolg van dit wat daar gebeur het, die wonde wat jy daar gebeur het, nou probeer jy dit hier, en jy's amper, dit wat met jou ouers aan jou gedoen het, nou fight jy jou kind met dit. Of almal jonger as jy. Jy sal my nie wen nie. Jy sal my nie in daai boksie sit nie. Jy sal nie so met my praat nie. Dit wat daar gebeur het, hierdie kind of hierdie mense om jou, het nie 'n klou waar dit vandaan kom nie, maar jy's besig om hulle te fight, as gevolg van gees, amper ghosts in jou verlede. Het gebeur in huwelike ook. Gebeur in verhoudings. Seer uit jou verlede beïnvloed hoe jy nou in hierdie verhouding staan. Nee, ek kan jou nie vertrou nie. Jesus, maar ek het nog niks gedoen dat jy my nie kan vertrou nie. Ja, wel, die vorige 6 ouens, ek kon hulle nie vertrou nie. Kan jy sien hoe hierdie goed baie keer 'n rol het? Nou kom ons sluit bietjie met 'n positiewe een, 'n bemagtigende pa. En miskien is dit jou prentjie. 'n bemagtigende pa, en baie van julle het miskien so 'n pa gehad, of jy is daai pa wat ander bemagtig om te sê, hoorie, wees jouself, groei, jy moet jou potensiaal bereik, jy moet verstaan dat die Here jou uniek gemaak het, en binne in jou iets geplant het wat moet uitkom, en ek moet dit verwerk, ons kinders is soos landerye, wat ons moet die beste doen, ons moet dinge insit om hulle meer te laat groei, ons moet kyk waar moet bossies uitgetrek word, waar's dinge nie reg nie, ons moet 'n bemagtigende pa en ma, is iemand wat 'n kind en mense om hulle beter maak. Wat hulle oplig. Wat kinders na die tyd kan sê, ek weet hy was nie perfek nie, want geen pa is nie. Maar weet jy wat, hy was lief vir my. Ek weet sy was nie perfek nie, en ek weet sy het foute gehad, en sy het miskien elke randsteen raak gery, die rims is vierkante, maar is okay. Sy was lief vir my. Daar was nie 'n dag wat ek by die skoolhek uitgeloop het en sy nie daar was nie, of hy nie daar was nie. Daar was nie 'n sportbyeenkoms wat hulle nie langs die veld was nie. Al was daai laaste minuut net so ingehardloop en gesê, "Yes, great man, sorry ek het dit gemis." Maar hulle was daar. Dis bemagtigende pas. Het jy net geweet het, maak nie saak of ek wen of verloor nie.
Maak nie saak of ek foute gemaak het, hulle sou altyd my laat weet het, wat reg is en verkeerd is, maar jy moet een ding weet, ons bly lief vir jou. Een van die beste voorbeelde vir my, is 'n bemagtigende pa, wat in die aand, hy het 'n klomp kinders, en almal is al in hulle beddens, en hy stap in die gang af, en dan sê hy hard genoeg, dat almal hoor, laat ek net gou my gunsteling kind good night sê. En hy stap in haar eerste kamer, en hy sê, hoor, jy is die beste, my kampioen, so lief vir jou. En die ander kinders lê al met 'n glimlag, en wag, want hulle weet, hy gaan dieselfde nou met hulle kom doen. Stap in die tweede kamer, en jy is ons beste dogter, enigste, maar jy is ons beste dogter. Jy is die mooiste van al ons kinders. Ek is lief vir jou. En die volgende een lê al en wag met 'n glimlag en wonder wat gaan hy kom sê. En sê, hoor, jy's ons oudste. Jy sal altyd ons oudste bly. Dit maak jou die oudste. Wat ook al, net iets wat daai kind het voel, en daai kinders voel gelig, en ma wag in die kamer, want sy weet, hy gaan nou dieselfde kom doen, en die kinders weet, hy gaan nou vir ma sê, jy is my mooiste vrou. En ek is so lief vir jou, en daai hele gesin voel bemagtig. Jy word daai volgende oggend wakker met nog al daai goeie gedagtes in daai kop, en dan staan jy op 'n ander level. En wanneer die vyand vir jou 'n leuen wil vertel van jy is nie goed genoeg nie, dan is daai woorde nog so hard in jou ore van gisteraand, dat jy die soen op jou voorkop voel of die druk teen jou lyf. Sien, as ek die Bybel lees, is dit wat God doen. Hy guide ons, en hy sê, hey, ek wil nie jy moet op hierdie pad gaan nie, maar dit gaan jou seermaak, en ek gaan ferm wees met dit, maar ek gaan altyd vir jou sê, hoe lief ek jou het. 'n bemagtigende pa is nie 'n pushover nie. Dis nie iemand wat net, hy sê net die nice goed nie. 'n bemagtigende pa, wanneer hulle sê, ek is lief vir jou, weet jy, hulle bedoel het, en wanneer hulle jou gedisiplineer het, en hulle sê, hoor jy, ontweet net, ek doen dit want ek is lief vir jou, glo jy hulle. Daar's nie 'n vraagteken in daai oomblik nie. En dis wat God doen. Dis wat die skrif oor en oor vir ons bewys. Dis wat Jesus oor en oor kom bewys, en hy sê, die Vader wil nie, julle moet hierdie pad gaan nie, want dit gaan hartseer en dood bring. Hy sê, volg my. Ek sê nie, het gaan maklik wees nie, ek sê nie, ek gaan nie seer nie, ek sê nie, dood gaan nie kom nie, ek sê nie, siekte gaan nie kom nie, maar wat ek sê is, ek gaan jou aan die ander kant kry by die beloofde land. I'll get you through this. Dis hoekom Moses opgegaan het teen die berg. Dis hoekom God hom opgeroep het en sê, hier is wette en reëls, nie om hulle te beperk nie, juis om 'n plek te skep waar hulle werklik kan groei. Maar 'n dag soos vandag, Vadersdag, dit bring goed uit. Dit bring jou verlede uit en dink, toe ek groot geword het, was my pa nie daar nie, of hy was daar en ek mis hom, dis hoekom vandag so hartseer is, want ek mis hom so baie, of ek mis my ma so baie, want sy was daai persoon, enkel ma, maar man, was sy 'n pa vir my. Dag soos vandag bring 'n klomp emosies, maar dit moet ons ook tyd gee om te reflekteer, hoe sien ek die Vader? Want dit het 'n direkte impak op hoe ek myself sien, en hoe ek myself sien, het 'n direkte impak op die wat nog kom. Nou hoor net in Matteus 7, hoe Jesus weer kom sê, hoorie, hy hou aan die heeltyd die kultuur, challenge, en sê, ek wil hê julle persepsie van wie God is moet verander. Ek wil hê julle prentjie van wie God is moet verander. Maak nie saak wat met julle gebeur nie, maak nie saak hoe lank jy slaaf voel nie, maak nie saak wie wat aan jou gedoen het nie. Die prentjie wie God is moet verander, want dit is nie net 'n prentjie nie, hierdie is 'n waarheid. Nou hoor in vers 7 tot 11, hy sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee, as hy 'n brood vra? Of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Nou miskien sit jy en jy sê, daar is ek het al gevra. Glo my, vingertjies is afgeklop. En dit voel net nie of God oopgemaak het, dit voel net nie of hy gegee het nie, dit voel of ek die klip gekry het, toe ek vir 'n brood gevra het. Jesus, ek is met die slang getroud, toe julle vir my sê, daar's baie visse in die see. Daar's baie wat so voel.
En dis jou persepsie, en ek weet dis moeilik om met 'n persepsie te stry, want dis wat jy ervaar, jy voel dit aan jou lyf. Maar gaan terug na die skrif toe, gaan terug na wat Jesus vir jou sê, wie God is, en hy sê, dit is wie hy is. En miskien vandag moet jy sê, Here, ek vertrou U genoeg. Jesus sê, ons kan nie vertrou, en miskien is dit waar jou probleem sit, dat jy hom nie kan vertrou nie. Dat jy sukkel om hom te vertrou, en hy sê, maar, wil jy nie vandag besluit, ek gaan weer klop nie. Ek gaan weer my hart oopmaak nie, ek gaan weer sê, Here, ek het opgehou lief hê, maar ek gaan U vertrou, want U is liefde, ons het dit nou gesing, God is liefde. En wanneer jy besef, God is liefde, dan besef jy, liefde is nie altyd anything goes nie. 'n ouer gaan nie vir 'n kind, net nou het ek die grap gemaak oor die graad 3 ouetjie met die pakkie sigarette. 'n Ouer gaan nie vir sy kind sigarette gee op daai ouderdom nie. Wel, hy hoort nie op enige ouderdom nie, maar ook nie op daai ouderdom nie. Daarom gaan die vader ook nee sê vir sekere goed. Jy dink jy het geklop en hy het nie geantwoord nie. Die antwoord was nee. Maar is uit liefde uit. Nou interessant, C.S. Lewis het verskil van dit wat A.W. Tozer gesê het, wat ek vroeër gelees het. Want A.W. Tozer sê, die eerste gedagte wat in jou kop inspring oor God, sê vir jou wie jy is. Maar wat Lewis sê is, hoorie, ek en jy moet dink oor wat God oor my en jou voel. Hy sê, dit is belangriker om te weet wat God oor jou voel, hoe hy jou sien, want dit gaan jou prentjie van wie hy is verander. Maak dit sin? As jy begin dink, hoorie, dink net 'n bietjie aan hierdie. Dink dat die almagtige skepper van die heelal, wat die hele wêreld wat ons ken in sy hande, die alles wat bestaan. Dink as hy oor jou sê, jy is perfek vir my. Kan jy dink, kan jy voel wat doen dit binne in jou? Jou prentjie oor hom verander wanneer jy hoor hy sê, jy is perfek vir my. Ek weet jou pa het vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. Ek weet jou ma het vir jou geklap en gesê, jy is nie goed genoeg nie. Ek weet jou boetie en jou sussie het jou altyd uitgemaak as die slegste, maar jy is perfek vir my. Jou prentjie van God verander. Skielik wil ek nie meer in sonde leef nie, want ek wil in 'n verhouding met hom staan. Ek wil met hom praat. En dis nie van I want to please him. Ja, ek wil hom please, maar ek gaan nie deur hoop spring. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit kom uit 'n ander plek uit. Nou hoor net hier, die psalmdigter het dit so mooi verstaan. Maar ek dink die psalmdigter het nie net verstaan, ek dink hy het dit gesien. Ek dink hy het dit beleef in Psalm 112 vers 1 tot 4. Hy sê, prys die Here. Geseënd is hy wat die Here dien. Hy wat met groot vreugde sy gebooie onderhou. Sy kinders sal magtig wees op aarde. Die nageslag van die opregte sal geseën wees. Oorvloed en rykdom vul sy huis. Sy regverdigheid duur vir altyd. Vir die opregte skyn die lig te midde van die duisternis. Hy is genadig, barmhartig en getrou. Miskien dink jy, wow, ek het nie geweet daai vers staan in die Bybel nie. En hoor vir my reg, hierdie is nie prosperity preaching. Dit sê, prys die Here, geseënd is hy wat die Here dien. Weereens, ek dink die psalmdigter het hierdie gesien. Ek dink hy het gesien in 'n wêreld waar dinge chaos is en waar dit lyk of die onregverdige seevier en dit wat anti-Christus is besig is om die beste te doen. In 'n wêreld van dit het ek gesien die ander ou wat aanhou God dien. Sy kinders het 'n ander lewe. Sy kinders het iets verstaan van wie God is. Sy kinders het nie ontspoor as gevolg van pa en ma se lewe wat nie maanskyn en rose was nie. Ons wil so baie maklik sê, ja, maar as jy weet waar ek groot geword het, daar is, dis hoekom my lewe is soos wat hy is. Ek ken baie mense wat in haglike omstandighede, letterlik op straat groot geword het, dat vandag as jy hom of haar hier ontmoet, sal jy dink, nee man, hulle het seker in daai huis en in daai woongebied groot geword. Nee. Hulle het iewers gesien, hoor jy, maar om die Here te dien, te midde van wat om my aangaan. Ten spyte van wat om my aangaan, verander my lewe. Om die Here te dien. Vadersdag bring ons by 'n keuse. Wat gaan jy met jou lewe doen?
Nou die eerste gedeelte van vanoggend het ek probeer om vir jou te sê, hoorie, maar God is 'n Vader. Hy's nie net 'n ver God nie, hy's 'n Vader wat intiem betrokke is. In die tweede gedeelte het ek vir jou probeer sê, hoorie, maar hy sê jy is perfek vir hom. Want hy sien jou deur Jesus. Jesus is perfek. Hy sien jou deur die oë van Jesus en Jesus sê, Vader, sien jy hierheen? En Here sê, ek is lief vir jou. Maar die gedeelte waar ek nou by uit wil kom, is wat sien ons kinders by ons en van ons? Wat sien hulle vir my en jou? Jy het 'n prentjie. As jy 'n familiefoto sien, die mense om jou gaan nie noodwendig die foto verstaan nie. Dit lyk net of hulle by nog gebraai was. Hoekom lyk oupa so nors? As 'n sekere generasie wat net nooit gesmile het op foto's, nee, ek weet nie hoekom. Maar as jy daai foto sien, dan beleef jy emosie en jy sê, hoorie, daai oupa, daai ouma, hey, daar's my pa. Ek kan amper sy hand nog op my skouer voel, daar's my ma. Ja, sy was net liefde, of sy is net liefde. 'n Foto vertel iets, dit bring 'n herinnering. En dit hang af wie jy is. As jy die kind is, het jy 'n persepsie. As jy die ouers sê, hey, kyk hoe klein was hulle. Mense kan hulle nog bietjie in my huis hê. Die lekkerste tyd is wanneer jy die ganghek kan sluit en weet hulle is almal in hulle beddens. As hulle ouer is, dan wonder jy, is hulle nog wakker. Jy kyk of hulle online is. As iets van 'n foto wat sê, hoorie, maar dis wat ek beleef het as kind. En dit kan sleg ook wees, ongelukkig. Waar 'n gewone glimlag, dink jy, ja, kyk hoe grin ek hy. Hy daai dag al besluit, hy gaan dit en dat doen. Ons lees goed, ons beleef goed in 'n foto. En die vraag vandag is, wat onthou jy van jou prentjie van God? Wat dink jy, en wil jy hê moet kinders en die nageslagte, en onthou weer, hier gaan nie net oor jou biologiese kinders. Die mense met wie jy werk, wat moet hulle onthou van jou? Wat beleef hulle? Sien hulle God raak deur jou? Want dit is nie net pastore en predikers se werk, en glo vir my, ek sukkel met hierdie ding. As daar wat ek dink, Here, ek misluk totaal en al. Ek is bang dat ons kinders eendag 'n weerstand gaan hê oor wie U is as gevolg van hoe ek my lewe lei. Wat onthou kinders van jou? Want sien, is 'n besluit wat ons vandag kan maak, ongeag van wat in die verlede gebeur het. Jy kan vandag oor begin en sê, Here, tot nou toe het ek nie intentioneel geleef. Ek het net die goedjies probeer groot kry en dis 'n gemors. Kan nie wag dat hulle 18 is en uit die huis uit is nie, en nou is my seun al 34, of om my DVD koop, failure to launch, hy moet gaan. Of gaan ek vandag begin en sê, ek en my gesin. Daai foto, daai geleentheid, daar het ek wat pa se besluit gemaak oor hoe ek God sien. En die Heilige Gees het iets kom verander, maar ek het ook besluit, ek gaan anders leef, sodat my kinders en my vrou of my man kan sien, maar ek dien die Here. Het help nie ek sê ek dien die Here, maar hulle kan dit nie sien en voel aan hulle lywe. En Joshua het by so 'n punt gekom, in 'n generasie en 'n kultuur waar 'n klomp goed, anything go, hulle sê net oor hierdie God, daai God, nee, ons gaan sport doen, ons gaan dit doen, ons gaan dit doen, en toe sê, wow, julle kan doen net wat julle wil, maak net 'n keuse. Kies vandag. En jy ken die vers, Joshua 24:15, hy sê, of as jy dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie jy wil dien. En dit gaan 'n effek hê op die generasies wat kom. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat. Wat het oupa en ouma hulle gedoen? Hoe het jy groot geword? Die gode van die Amorite in wie se land jy woon. Miskien is dit die plek waar jy werk, wat jou 'n tipe God laat aanbid het. Maar dan maak Joshua hierdie besluit, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Is een ding om dit te sê, sien jou kinders dit.
Sien die mense wat saam met jou die lewe leef, dit sien hulle dat jy die Here dien, nie omdat jy die hele dag hulle Bybel bash en sê, hey, ek het vanoggend hierdie vers gelees. Sien hulle dit in jou handel en wat? Gaan hulle terugkyk na 'n foto, en as hulle daai foto sien, sê hulle, weet jy, dis die een ding wat ek onthou van hom of van haar. Man, hy was lief vir Here. Vang jou kinders jou in die oggend op jou knieë, iewers bid. Kry hulle jou iewers by 'n koffietafel met jou Bybel oop, is hulle besig om te sien jy dien die Here. Of forceer ons hulle gaan kerk toe, maar hy kan nie sien wie God is nie. Sien, die Bybel sê vir ons, almal gaan sien wie die Here is. Almal gaan sien dat God almagtig is, dat God groot is, dat hy liefdevol is, dat hy alomteenwoordig is, dat hy regverdig is. Almal gaan dit sien. Wil ons nie nou al vir ons kinders wys wie hy is? Hoekom eendag? Ons kan nou begin en glo vir my, ons gaan foute maak. Maar solank ons daai fout kan herken en sê, Here, sal weer daar wees. Sorry. Kan ek asseblief oorprobeer? Maar mag my kinders, wanneer hulle na daai foto kyk, mag hulle terugdink en dink, wow, ek onthou. In ons huis is dit wat ek onthou. Al is ek nou oor see, al is ek nou getroud, al bly ek in 'n ander plek, ek onthou, hierdie is my huis. Miskien is dit jou geestelike roeping vandag. Miskien is dit jou geestelike journey wat sê, hierdie is my familie daar is. Behalwe vir hierdie mense het ek niks nie, mag hierdie 'n plek, al trek jy eendag, al is jy iewers nie meer hier nie, mag jy terugdink en sê, maar hierdie is my huis. Mag daar nostalgie in jou opkom wat God verheerlik. Wat hom die Vader maak wat jy sê, ek dien almagtige God. Sien Psalm 112 het begin met prys die Here. Wanneer jy jou eie familie sien, wanneer jou familie jou sien, mag dit die gedagte wees wat by hulle opkom. Mag hulle beleef, prys die Here. Want ek het gekies om hom te dien. Kom ons luister na die volgende lied en mag jy, wanneer jy jouself sien, mag jy die Here prys. Mag jy hom loof vir jou lewe of die keuse wat jy vandag gemaak het. Daar was geen mure daar in nagste straat. Ek onthou die gras was groen. Ek en Nezardraad en 'n rugbybal kon doen wat ons wou doen. My ma was daar vir slaaptyd, haar stem vir my 'n huis in die wêreld van haar arms. Ek myself toesluit en sy sê, wie is jou huis, my kind? Wie is jou huis? In die geraas van die strate sal jy jouself kan kry. Wie is jou huis? Wie is jou huis? Geen nie om waar jy opeindig, 'n deel van jou sal altyd bly. Jong liefde wat jou nooit los nie, jacarandas in die reën. In die maal van tienerjare, My pa kom rugby kyk, en dan praat ons oor my toekoms, en of ons wonder hoe dit lyk, en hy sê, dit is jou huis, my kind, wie is jou huis? in die geraas van hierdie strate sal
is jou huis. Die is jou huis. Die is jou huis. Welkom by jou huis. Vader, dankie dat ons U Vader mag noem. Dankie dat U vir ons 'n geestelike huis gegee het waar ons U kan aanbid. Skaamteloos. Dankie vir mense in ons lewens wat vir ons U gewys het. Vir ons van U vertel het. U liefde op 'n manier oorgedra het wat ek nou besef. Dis in my huis wat ek U leer ken. Here, vir die wat dit nie gehad het nie. Die wat dit nie beleef het nie, wat miskien voel, maar ek het 'n slegte kaart gehad, mag hulle vandag 'n besluit maak en sê, maar ek gaan so 'n huis skep. Dat nageslagte na my gaan sê, daardie was ons huis. 'n Huis waar ons kon lief hê. 'n Huis waar ons kon lag, 'n huis waar ons dit wat verkeerd is, met die fermheid wat dit nodig het aangespreek. 'n Huis waar ons gesê het, ons gaan nie die Bybel verdraai, dat dit by ons pas nie. Ons gaan laat God se koninkryk en sy wil hier geskied. Dankie dat U ons Vader is en dat U ons U kinders noem. Dankie dat ons vandag net na U toe kan kom en sê, Here, Vader, dankie dat U ons lief het en ons het U lief. Heilige Gees, kom verander die prentjies wat verkeerd is en kom kleer dit wat reg is net helderder in. Mag ons U met vrymoedigheid dien en eer. En mag ons, wanneer ons terugkyk op ons lewens, U in elke oomblik raak sien. Ek prys U, ek eer U, ek dank U. Mag hierdie gemeenskap 'n plek wees wat sê, daardie plek. Daar waar ons gebly het, daar het ek tussen 'n gemeenskap van mense gebly wat die Here gedien het. En dit was sigbaar. Almal kon sien wie U is. Ek prys U in Jesus se naam.